Goeiedag, YouTubers en TikTokers. So vandag het ek 'n boodskap vir al die weekend warriors. Dit gaan 'n bietjie langer as 60 sekondes wees. So wat is 'n weekend warrior? Dit is daai ou wat kroeg toe gaan of jol toe gaan om iemand te timmer, om sy weeklikse boost van selfvertroue te kry en vir almal te wys hy's 'n meneer, hy's 'n fucking grootseun. Hy's 'n ou wat almal kan bliksem. Wel, Tom, ek het 'n boodskap vir al julle weekend warriors, veral hier in Nelspruit. Ons het nou 'n geval waar 'n ou nou gebad is by sekere kroe. Man in sy laat 20s, 30s, dink ek. Ken die ou nie persoonlik nie, maar hy het basies hy boer, so hy het basies 'n besigheid en dan gaan loop moer hy die mense in die kroeg, sy eie vriende selfs. Ek gaan nie ek sonder hom nie uit nie. Ek praat oor die algemeen, veral hierdie weekend warriors oor Suid-Afrika. Jom, ek het baie lank martial arts gedoen. Ek was fanaties oor martial arts. Ek het ek gaan nie sê die woord bouncer nie. Ek gebruik altyd die woord deurwag. As jy sê bouncer, wil almal jou moer en jou traai. So, ek was 'n deurwag by plekke, meestal my palace plekke. En ek het al baie aksie gesien en ek was self daar waar ek manne getimmer het, maar ek het nooit na plek toe gegaan net om iemand te bliksem nie. Net sodat ek nou maandag vir almal breëbors kan wys hoe wat se tier ek is nie. Nee, ek het dit nie seker goed gedoen nie. Maar ek het wel baie ondervinding daarvan en ek wil vir jou sê, as jy 'n weekend warrior is, my maat, hoekom doen jy dit? En veral as jy in jou laat 20s, 30s is, jy het teen 'n gesin, jy het 'n besigheid, hoekom lê jy in daai plekke? En hoekom doen jy wat jy doen? Want kom ek vertel vir jou die consequences van so iets. In vandag se tyd kan jy nie bekostig om dit te doen nie. Want daai ou maak 'n aanrandingsaak. En dan as jy die oë uitvee, sit jy met jou gat in die tronk. Hy lê beslag op al jou eiendom. En daar in die tronk, daar ontmoet jy nou die regte robbe manne, Ja, daar gaan jy nou, daar as jy nie meer onder die top 10 nie, soos wat jy dink nie. Nee, daarso gaan jy bietjie agterkom, wat is rof? En wat beteken dit om jouself te verdedig? Want as jy rondloop en ouens boelie en klaps en kroe, en jy eindig daar met jou, dan is dit eintlik maar jou verdiende loon, Of, die ander scenario wat ek al gesien en gehoor het, is, een verkeerde hou, net een verkeerde stappie, en iemand is dood, of iemand kry baie seer, en dan het jy dit op jou hande. Want die rede hoekom jy dit doen, is om een jou selfvertroue te boost, nommer 2 vir die chicks. Gun, vrou, soek 'n ou, wat gewelddadig is nie, en net ouens links en regs klap nie. Sy weet sy is volgende. Ja. Niemand wil altyd op eiers loop omtrent iemand nie. So as jy daai ou is, wat as jy 'n klap in 'n kroeg instap, en almal fucking bewe, en die mense loop, en al die goeters, dan sal ek nie trots wees op myself nie. Want jy word gemeet aan hoe jy laat jy mense voel. En as jy een van die mense is, dat mense ongemakkelijk laat voel, en wil het net, hulle wil verkas, hulle wil nie naby jou wees nie. Jy word nie meer genooi na die braaie toe nie, jy word nie genooi na die verjaardagpartytjies toe nie, want jy maak net kak. So dit is nou waar jy eindig nie. Dis waar jy geëindig. En as jy so kom aan is om nog steeds te doen wat jy wil doen, by all means, doen het. Maar jy gaan enig ontmoet nie. Dat is 'n ou wat nie, hy praat nie, hy skree nie, hy sit daar doer stil in die hoekie nie. En daai ou moet jy mee gaan kak soekie. Hy gaan vir jou moer, Hy gaan vir jou hoogstikker bliksem. Ek sê vir jou. Want daai ouens soek jy nie met moeilikheid nie. Jy gaan enige ou ontmoet, verseker.
So aan al die manne wat so vinnig is met hulle vuiste, wil ek net sê, dis nie die moeite werd nie, John. Word groot. Word groot, be honorable. 'n Man word nie gemeet aan hoeveel ouens hy gebliksem het in die kroeg of iewers nie en hoeveel girls hy onder sy kerfstok het. Jy word nie gemeet aan nie. Jy word gemeet aan die manier hoe jy jouself hanteer en gedra. In martial arts is die eerste reël is om dit nie te gebruik nie, want dit is onregverdig teenoor die ander. Want jy word geleer hoe om iemand uit mekaar uit te haal, stukkie vir stukkie, wetenskaplik, chirurgies, basies. So, ek het altyd probeer om eerder uit 'n ding uit te kom, as wat ek nodig gehad het om iemand te moer. Maar nie julle ouens nie. Nee, julle wil namaak. Maar die probleem met namaak is, soos die ou Wille Weste, jy het hierdie manne gehad wat mos in die strate gestaan het en dan skietgevegte gehou het, hulle het gedrol. Nee, daar is altyd 'n ou vinniger as jy, daar is altyd 'n ou sterker as jy, daar is altyd 'n ou beter as jy. So, dis net 'n boodskap hier aan julle, en ek moet vir jou sê, die kroe en die plekke wat dit toelaat nie, vir hierdie gedrag van hierdie mense nie. Ek was in die bedryf gewees. Ek weet wat se skade doen een geveg aan jou klandisie. Jou inkomste vir daai aand is gefok. Almal fok of. Die wat agter by sy kakmakers, dan maak hulle nog meer kak, want hulle is almal nou gefok in charts, want hier is nou 'n fight. So, hou op kom en wees, John. En word bietjie groot en word 'n regte man. Hou op jou manlikheid probeer wys deur almal te timmer. Dis die bed oor en uit.